Waaroor konkel julle twee daar by Dikgat se skooter? Ek en my seun het besluit om te diet. Is dit? Ons wil albei graag 'n bietjie gewig verloor. Hierdie week wil ons asseblief net slaai vir aandete, ma. Hierdie is 'n huis, nie 'n gesondheidsspa nie. Julle sê eet wat ek kook. Eet net 'n bietjie minder. Dit is nie so maklik nie. Veral nie soos julle ma opskep nie. Askies, is ek nou die oorsaak dat julle twee julleself oorheet? Gedeeltelik. En jy moet ook nie sulke lekker kos kook nie. Sien my kos nie. Dis eerder al daai takeaways wat julle so dik maak. En al die chocolates en sweets wat julle so tussen etes eet. Veral jy. Shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Ai, shut up julle albei. Toe sê julle wors. Hulle sê 'n mens kan verslaaf raak aan chocolates. Sulke mense word chocoholics genoem. Is daar dalk by die apteek 'n toets of iets wat mens kan doen om uit te vind of jy 'n chocoholic is? Is pa bekommerd? Ja, nie ek nie. Daar's dalk sekere ander mense in hierdie gesin wat is. Askies, maak nie saak waar ek my chocolates wegsteek nie. Jy soek tot jy dit kry en dan vreet jy amper alles op. Ek soek dit ook, maar kry dit nooit nie. Jy soek op die verkeerde plekke. Ek kan verstaan hoekom Dikgat wil maarder word. Hy het dit nodig, maar hoekom wil jy? Wie nie ek moet 'n bietjie gewig verloor nie. Sy is seker goed doen, maar het antwoord nog nie my vraag nie. Wat 'n vraag. Ma wil weet hoekom wil pa gewig verloor. Om maarder te word. Vir wat wil jy maarder word? Of moet ek liewer vra vir wie? Ek wil dit doen vir Shermanay verwy. En jy? Vir Melvin. Melvin. Nou Melvin wil hê ek moet elke landstyd saam met hom na die gym toe gaan. Hy sê daar is 'n personal trainer daar wat enige boepens in 'n six-pack kan verander. Is dit wat jy wil hê? 'n Six-pack? Ek dink ek sal nogal nie bad lyk met die six-pack nie. Hierdie personal trainer, is dit 'n vrou? Wat Suid-Afrika op 'n Olimpiese vlak verteenwoordig het. By die Olimpiese spele in China. Las Vegas. Is dit? Pa, daar was nog nooit 'n Olimpiese spele in Las Vegas nie. Natuurlik, hulle hou elke jaar daar die International Pole Dancing Olympics. Hel, ek sal like om dit te sien. Jy sit nie jou voete in daai flopping gym nie. Ek wil dit doen vir my eie gesondheid. Nee. Wat jy eintlik met 'n helse ompad probeer sê, is dat ek oorgewig is. Huh? Toe sien my maar reguit dat ek te dik is. Dit sal dieselfde wees as om oorlog te verklaar. Jy moet net sê jy moeg is vir my. Ek pak sommer baie vinnig my goed. Ag nee, skattebol, hoekom wil jy dit doen? Hierdie huis is aan in jou naam. Okay, pak jy dan jou goed. Hoekom? Jy sê mos jy's moeg vir my. Ek's mos te dik vir jou. Dit is jy wat dit gesê het. Dis reg, ma. Pa het dit nooit gesê nie. Net ma het. Maar dis wat hy dink. Is ma nou 'n mindreader? Ja, vra dit vir jou ma. Hulle sê as 'n man sommer skielik so wil begin gewig verloor, is dit omdat daar 'n vrou betrokke is. Hulle is reg. Askies, Hulle wat dit sê, is reg. ek het geweet. Ek het 'n gut feel gehad. My gut feel is nooit verkeerd nie. Wie is sy? Die betrokke vrou is jy. Ek. Ek wil gewig verloor om nader aan jou te kan wees. Askies? My puppies raak 'n bietjie in die pad. Okay. Information overload. Ek dink almal moet liewer net shut up en hulle ontbyt eet. Ek gaan net die helfte eet, want ek is op 'n diet. Ek ook. Maar eers van môre af. Ek is reg om te ry. My ma was so gebou. Albei my oumas was net so rond. Hoe kan ek verwag om anders te wees? Wat probeer maar sê? Dat Dikgat oor erflik is. Sê maar daar's geen hoop vir my nie. Gelukkig is jou pa se ma effens van 'n maargat. Jy het 'n beter kans as ek. Pa hou van ma net soos wat ma is. Vet. Kan ons asseblief nou wegkom van hierdie onderwerp af? Maak my baie depressief. Ek het al elke liewe diet probeer, niks help nie. Ek wil maar graag 'n guns vra. Vra wat jy wil vra dat ek kan nee sê en ons kan ry. Kan een van my beste pelle vir die naweekie kom oorslaap? Wie? Annetjie. Aardesvogel. Tog hy's nie Kaap. Hy kom Johannesburg toe vir die naweek en hy het nie 'n blyplek nie. Hier's oral baie goedkoop B&B's. Ma, Hardes is 'n student. Hy het net genoeg geld bymekaar gemaak vir 'n vliegtuigkaartjie. Wat kom doen hy in Johannesburg? Ag, hy kom kuier maar net. Vir wie? As ma moet weet, vir my. Matthias is jou ou, weet hy hiervan? Hardes kom kuier net vir my as 'n pel, dis al.
Dis wat jy vir Tenis moet sê. Ek is jou ma, ek weet van beter. Kan Hardus nou hier kom oorslaap of nie? Ek sê eers met jou pa daaroor moet praat. Pa sal nie omgee nie, ek weet. Ek wil liever nie by jou boyfriends betrokke raak nie. Ek sien 'n trein smash 'n myl ver aankom. Wat bedoel ma? Daai rubbish van Roan gaan 'n floppe nervous breakdown kry. Ek en Tenis se verhouding is net nie meer wat dit was nie. Dit voel vir my asof ons weg van mekaar af groei. Ek wil liever niks weet nie. As Hardus nie Kaap toe getrek het nie, glo ek nie dat ek en Tenis nou nog sou uitgegaan het nie. Make up your mind. Die een oomblik is Hardus net 'n pel. Nou klink dit vir my hy's baie meer. Ag, maar verstaan nie. Hardus maak my knie partykeer lam. Oef, maar moet sy flippin six-pack sien. Moenie eers daai flop om woord voor my sê nie. Toe, kom ons ry. Eintlik wil 'n mens ons net vreet. Plaps, toe. Die battery game is nie meer speletjies nie. Ek dink almal sukkel, pa. Dis die ekonomie. Nee, dis van daai Blerry Abdullah's brake pads en batteries oor kan die straat oopgemaak het, dat ons nie meer ons sales targets kan haal nie. Kompetisie is 'n baie goeie ding. Of hoe? Kies jy nou Abdullah se kant? Nooit nie, pa. Ons het vir hoofkantoor gesoebat om 'n reisieskar of 'n hot rod voor ons werkswinkel uit te stal. 'n Crowdpooler met vlaggies en als om die customers te lok. Maar nee, al wat die begroting toelaat is 6 balloons en 'n go-kart. Ek dink al wat customers gaan lok is sexy cherries met baie min klere aan. Huh? As dit sexy is, dan verkoop dit. Hoe die hel maak mense kar battery sexy? Charmenay verwy raak elke dag vir my al hoe meer sexy. Ek kan my hande nie van haar afhou nie. Dalk is die probleem dat ons personeel so lelik is. Want nie ek, Melvin of Neville Naidu is eintlik 'n oil painting nie. As ek hom skilder, sou ek vir Charmenay verwy geskilder het. Naak. Hey, gaan praat daai vieslike praatjies by jou chommies nie by jou pa nie. Pa, ek is baie bekommerd oor Tenis van Rooyen. Hy kyk vir Charmenay asof hy haar uittrek met sy oë. Ja, maar laities van julle ouderdom doen dit mos met enige mooi meisie. Ek hou nie daarvan dat hy dit met Charmenay doen nie. Hy kan dit met Blapsie doen. Hy moet dit probeer, ek klap vir hom dat hy lus voel vir niks. Ek moet ry, pa. Ek bak vandag 3 verskillende koeke vir my praktiese eksamen. Jy weet nie nou waar ek oordentlike stinkbomme kan koop nie. Wat wil pa daarmee maak? Melvin het aangebied om dit in Abdullah se winkel te gaan stik en trap. Ek sal kyk op die internet. Ek moet nou baie. Baie, pa. Ja, boy. Hy f***ing Abdullah. As ek julle tweeetjies vang is julle op die bed. My ou beer masseer my voete want ek moes heeldag staan, okay? As jy wil dan sal ek dit doen. Sal jy wat? Maar voete vryf. As jy dalk moeg raak. Hierdie voete is private property. Jy raak nie hier aan nie. Maar sy 2 voete. Jy kan nie 1 voet vryf en ek sal die ander een. Nee, Tenis. Gaan masseer Blapsie se voete as jy werk so vir jou hande. Jy het baie verander. Dis altyd so mededeelsaam. Ek dink dit klink nogal nice. Dat ek 1 voet masseer en hy die ander een. Is jy bang hy massage lekkerder as jy? Masseer ek nie lekker nie. Nee, wat jy doen is amazing. Maar kom ons gee vir arme Tenis net 1 voet. Dit sal baie meer gesellig wees. En ek kom met gebroke huis uit. Ag, okay. Maar net 1 voet. Jy gaan nie verby haar enkel nie. Kom vat. Maar jy het gehoor wat sê my beer? Dankie, Charmenay. Hey, wat die hel doen jy? Huh? Dit was kinky, Tenis. Dis doodgewone Taiwanese visvoetterapie. Vir my het dit gelyk asof jy haar toon suig. Wel, mens het eintlik 'n bak vol klein vissies nodig wat aan haar voet nibbel. Maar hier is nie 'n bak vol vissies nie.
Dis hoekom ek maak of ek die visie is. Hey, wat die hel doen jy? Taiwanese terapie. Jy het haar toon in jou mond gehad. Ja, maar my tong was nie betrokke nie. Nou, gee ek nie meer 'n hel om nie. Dikgat kan jou nou maar alles sê van Hardesvogel. Wat van Hardesvogel? Hy kom hier naweekie kuier. Waar? Hier by Blapsie? Hy gaan hier oorslaap en alles. Ek dink dit is 'n baie goeie idee nie. Wie is Hardesvogel? Dis 'n ou waarmee Blapsie vir Tenis verneek het. Ag, shame. Ek haat 'n Hardesvogel. Ek is besig met 'n taak, so moet my asseblief nie nou kom pla nie. Ek het kom om verskoning vra. Dit is heeltemal te laat. Toe, waai nou asseblief. Ek is baie ongelukkig om meer dat Hardes hier kom bly. Oh. Dan gaan jy nog meer ongelukkig wees as jy uitvind dat ek van plan is om Hardes toe te laat om my groot toon te suig. Jy verstaan nie, ek het Chamonix se toon gesuig om haar lewe te red. Jy het gesê dit was Taiwanese terapie. Ja, wel 'n skorpioen het haar toon gesteek en toe moes ek die gif uitsuig. Lieg jy vir my? Ek sal baie meer as net lieg om jou terug te kry. Skus? Jy's my alles. Sonder jou is ek niks. Maar dan moet jy nie ander meisies se tone gaan suig nie. Ek weet dit nou. Ek het berou. Ek sê jou wat. Ons kan daaraan dink om op te maak na Hardes hier was vir die naweek. Hoekom dan eers? Want terwyl hy hier is en die versoeking raak dalk net te groot, verneek ek jou nie en ek het niks om oor skuldig te voel nie. Ek weet nie of ek daarmee saamstem nie. Wel, dis dit of niks, you choose. Ek kom uit 'n gebroke huis uit. Ek weet. Almal weet. Nou het ek 'n gebroke hart. Thanks, Cannibal. Wat ruik so lekker? Kos. Wat het jy gemaak? Julle is slaai. Laat ons sien hoe geniet jy en Dik gaan dit vir aandete. En wat gaan jy in Blapsie eet? Gebraaide skaapchops, gebakte aardappels, rysertjies en pompoen. Is dit? En daarna apple crumble en vanilla yskrem vir pudding, maar nie vir jou en jou seun nie. Ek dink jy is moedwillig. Julle het gevra dat ek vir julle twee net 'n slaai moet maak. Ek hou verskriklik van gebraaide skaapchops Ek weet. en gebakte aardappels. Dis wat jy sou moet opoffer as jy op jou ouderdom skielik 'n six-pack wil hê. Ek is nou nie meer so seker nie. Ek wonder nog steeds hoekom. Wat's aan nou? Sorry. Sorry wie. Huh? Worsvisagie. Was hy slek van 'n Sari Bosman vragtig weer by jou werk? Om 'n nuwe battery in haar sportkarretjie te laat sit. Ek het geweet daar's 'n vrou agter alles. Ek het 'n gut feel gehad. My gut feel is nooit verkeerd nie. Dis net sy lyk nog so goed op haar ouderdom. En ek nie. Jy moet my reguit sê jy moeg is vir my. Nooit, Kattebol. Ek like jou net soos jy is. Ja, sê dit maar, so dik soos ek is. Ek is ook dik. Dat jy erken dat ek dik is. Ek het gesê ek is dik. Jy het gesê ook dik. Daai ook impliseer dat jy erken iemand anders is ook dik. Faitjie, hy is selfs dikker as ek. En ek, wat is ek? Jy is die vrou van my stoutste drome. Bliksem. Jy weet ook goed om by my aan te lê. En jy weet goed hoe my verskriklik lus te maak. Is dit? Waarvoor? Skaapchops. Maak maar chocolate. Ek maak vir my en jou pa 'n bietjie tee. Sonder melk met net 'n snytjie suurlemoen. Hoekom? Bietjie op die chocolate terug te sny. Het Paul gesê dis oukei as Hardes hier kan kom oorslaap? Om die waarheid te sê, juffroukie. Ek weet. Maar het hom nog nie gevra nie. Wat ek wou sê, is dat dit oukei is as Hardes hier wil kom oorslaap. Regtig?
regtig. Solank hy saam met Dik Gat daar deur in die rondavel slaap, nie in die spaarkamer langs jou kamer. Maar Hardus kom kuier vir my, nie vir Dik Gat nie. Hoe stupid dink jy is ek? Die probleem is, ma is te slim. Was ook jou ouderdom. Ek weet presies wat in jou verstand aangaan. 'n Ma weet alles. Hulle sê die stoutste kinders word die strengste ouers. Presies, ek hou jou dop. Dis baie onregverdig, ma. Ma was onhebbelik, maar ek mag nie eers 'n voet verkeerd sit nie. Ek is min gepla oor jou voete. Dis jou knie wat ek met superglue aan mekaar wil vasplak. Wat dink ma van my? Ek het al daai harde se sixpack gesien. Hel, selfs op my ouderdom laat dit my knie wobbel. Ma! Hy's 'n klein rob bliksem. Is ek by die huis of by 'n gesondheidsspa? Moun jy of is dit 'n kompliment? 'n Kompliment. As ons 'n bietjie gesonder eet, sal almal in die gesin 'n bietjie meer energie hê en dalk van 'n paar kilogram ontslaa raak. Gesond eet en oefening is al wat nodig is. Kyk wie praat. Oefening kry ek en jy genoeg, Neskadabo. Ek dink hy praat van om die blok draf en sulke goed. Ja, maar ek praat van Ek weet waarvan jy praat. Not in front of the children. Cause why? That is groot mens dingie met jigs, hè? Ons verstaan al lankal Engels, pa. Hoekom sê ons nou eers? Shermanay verwys se pa sê, hy rook nie, hy drink nie en hy dobbel nie. Maar hy het sy sigaretlighter in die bar by die casino vergeet. Is 'n goeie een. Ek moet dit vir Melvin vertel. Nog 'n patetiese SMS van Tenis af. Sê asseblief vir Arabies, hy moet my uitlos. Wat het die arme bliksem nou weer verkeerd gedoen? Taiwanese visvoetterapie. Wat's dit? Tenis het Shermanay se groot toon gesuig. Huh? Dis 'n lang storie, ek sou later vertel. Toe, het almal nou hulle vasvrugte. Sien? Ag, sit die ketel aan. Ek bietjie groen tee kom maak vir my beer. Is hy flippend toonsuiger nog steeds daar in die rondavel? Nee, hy het begin huil en toe waai hy. Jy weet, Tenis is my ou. Hoe kon jy dit toelaat dat hy jou toonsuig? Hy was net verstel om vir my 'n voetmassage te gee. Hy het jou toon in sy mond gehad. Ek sweer, ek sal nooit weer daai mond sien nie. Maar ek neem hom nie eintlik kwaadlik nie. Ek het verskriklike mooi tone. Ek is nou oortuig dat hy 'n crush op jou het. Ek weet. Jy weet? Moedig jy hom nog aan ook? Tenis het geen aanmoediging nodig nie. Wel, dit is verby tussen my en hom. Tenis is hysterie. Faatjie sê my daai Hardus ou wat kom kuier het so 'n amazing six-pack. Daai Dik Gat moet liewer net sy bek hou. Vertel my bietjie van Hardus. Ek sê jou nie 'n flippend woord nie. Ek sal self sorg dat jy hom nie eers sien nie. Ek is verlief op Faatjie. Waaroor worry jy? Mans drom om jou soos brommers om 'n bolbollie. Dis nie baie mooi van jou om my met Bollie te vergelyk nie. Hoe kan jy van my verwag om nice te wees met jou nadat jy jou toon in my ou se mond gehad het? Jou probleem is jy's heeltemal te narrow-minded. Wat is 'n toon tussen vriendinne? Is ons vriendinne? Ek hoop so. Ek hou nogals van jou. Ekskuus? Jy moet nog net 'n bietjie groot word en dan sal jy heeltemal okay wees. Jy maak dit nou vir my nogals moeilik om vir jou die Helen te wees. Moet dan nie wees nie, sluk 'n chillpill. Daar's baie meer ernstige probleme in die wêreld as 'n gesuigde toon. Eintlik is dit nogals baie snaaks. Ek sê jou wat. Sê jy vir Tenis, as hy met jou wil opmaak, moet hy eers jou toon suig. Ja, sure. En hierdie keer moet sy tong betrokke wees.
Wat steek jy agter jou hand weg? Niks. Die sagie? Ja, kyk dit. Jy het vragtig weer by die werk beklei. Nooit. Ek het per ongeluk my wang teen 'n kar se bonnet gestamp. Het Melvin vir jou gesê om dit vir my te sê? Nee, Neville Naidu. Moet ek jou lek om my te vertel? Die personeel van ons tak het 'n effense meningsverskil gehad met Abdullah's breakpads en batteries van oor kan die straat. Het julle soos hooligans gestaan en beklei? Ja, Abdullah en sy dikgat laaitjie Suliman het daar by ons workshop ingeloop gekom en vir Melvin beskuldig dat hy 'n stinkbom in hulle winkel stikkend getrap het. My sukkel om te glo dat julle groot mense is. Toe sê Melvin vir hom, "Proef it." Toe sê Suliman, hy het hom gekokkenotch, Maar wat's dit? gesien in hulle taal. Toe laat val Neville Naidu per ongeluk 'n battery op Suliman se voet. Per ongeluk. Ah, please. Ja, is presies wat die polisievrou gesê het toe hulle die statements gevat het. Was die polisie betrokke? Nee, nie feit nie. Hy bankgat porra van langsaan by die dry cleaners het die polisie gebel. Ons wil jy jou werk verloor. Daar gaan niks van kom nie, man. Alles is uitgesort. Daar's nie 'n saak nie en die statements is in die asblik. Ek sit er om te vra hoe dit gebeur het. 2 nuwe batteries van ons af en 4 nuwe breakpads van Abdullah af en voor jy kan sê Emma Malema se kops verdwyn. Ek is geskok, dit is 'n omkopery. Nee, dis soos Melvin sê. Wake up and realize you is in Africa.